Wie is eintlik die getroue en verstandige slaaf vir wie sy eienaar oor sy ander slawe aangestel het om hulle op tyd kos te gee? Dit is die slaaf vir wie sy eienaar by sy tuiskom so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Dit verseker ek julle, hy sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as dit 'n slegte slaaf is, sal hy by homself dink, my eienaar bly lank weg. Dan sal hy die ander slawe begin slaan en saam met die dronkaards eet en drink. Die eienaar van daardie slaaf sal op 'n dag kom dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie. Dan sal sy eienaar hom laat doodmaak en hom die lot van huigelaars laat deel. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Ons is in Jesus Stories deel 59 en ons praat oor Jesus. Dis waar sy kerk moet praat, sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. Hierdie hele reeks gaan oor wie is God, ken ek regtig vir God? Hoe ken jy vir God deur te kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het? Jesus het gepraat en hy het gedoen. En hy het net gesê en net gedoen wat sy Vader gesê en gedoen het. So Jesus is ons deur na God toe, dis ons vir God leer ken. So ons werk so kronologies as moontlik deur sy lewe. As jy dit gemis het tot nou, dit is op YouTube gratis en verniet as jou internet werk. Gaan kyk dit, ek glo dit gaan vir jou baie beteken. Daar's soos jy kan sien, ons is by 59, daar's 'n hele klompie voor dit. Dit sê ook vir my en jou, wat gebeur die dag as ek tot bekering kom, as ek weer gebore word? Was my geesmens gebore word met 'n begeerte vir God. Ek is gebore met 'n selfsugtige begeerte vir net myself, waar ek net aan my eie begeertes wil uiting gee. Ek het nooit in konflik met myself geleef nie, ek het altyd eintlik geglo ek's vry om te maak wat ek wil, wanneer ek wil. Maar die dag as jy tot bekering kom, weer gebore word deur die Heilige Gees, wanneer jy God se woorde hoor, dan kom jy in konflik met sonde in jou lewe. Dan begin jy volgens jou geesmens leef. Dan begin jy soos Jesus ook net sê en doen wat God sê en doen. En dis waar die reeks gaan, om ons te leer wat sê God. Nou ek wil vanoggend, voor ek hierdie gedeelte vir ons gaan verduidelik wat Jesus hier gesê het, wil ek net begin met hierdie stelling. Hierdie is iets waarvan ons hou om te hoor nie, maar jy's 'n slaaf. Jy's 'n slaaf. Jou Engelse Bybel en jou nuwe vertaling Afrikaanse Bybel hou nie daarvan om hierdie woord te gebruik nie. Inteendeel, die woordjie vir slaaf in Grieks waarin die Bybel geskryf is doulos. Hulle het hom verander. As jy jou Bybel oopmaak, dan staan daar mens. Of daar staan dienskneg, is ander Griekse woorde. Omdat ons nie hou van hierdie woord nie. Ons het 'n baie negatiewe konnektasie in die woord slaaf. Juis as gevolg van slawerny wat in die wêreld geheers het, en ons is nog steeds besig om van dit ontslae te raak in sommige lande waar dit nog steeds aktief besig is om te gebeur. Want niemand wil iemand se eiendom wees nie. 'n Slaaf is nie iemand wat regte het nie, jy kan nie maak wat jy wil nie, jy behoort aan iemand. En daai ou slaan die gitaar in jou lewe. En die enigste manier vir jou om los te kom daarvan is as iemand anders jou koop. Ons hou daarvan om kerk toe te kom en te hoor, ons is meer as oorwinnaars. Ek is 'n kind van die Here. Ek kan alles doen met die Here wat my die krag gee. Ek het nie vanoggend kerk toe gekom om te hoor jy is 'n slaaf nie. Hoekom wil ek dit hoor? Wel, dit bly die waarheid of jy dit wil hoor of nie. Jy word gebore in sonde met 'n selfsugtige natuur, waar net jy besluit wat jy wil doen. Ons Bybel leer ons word in sonde gebore. So sien dit so, sonde is 'n persoon. En jy het nie 'n keuse nie, jy is sonde se slaaf. En dit vernietig jou lewe. Dit eindig, die loon van die sonde is die dood. So jy word gebore 'n slaaf. Nee, Hannes, ek maak wat ek wil, wanneer ek wil, soos ek wil. Duidelik het jy nog nie weergeboorte in jou lewe beleef of tot bekering gekom en agtergekom hoe gevaarlik jy vir jouself is nie. Want as jy reg eerlik met jouself is, was jy betrokke in al die spytwees oomblikke in jou lewe. Niemand soek God nie. Almal kom kort aan die heerlikheid van God, het Paulus gesê. Ons is slawe gebore. En daar was 'n persoon en sy naam is Jesus Christus, wat jou kom loskoop het. Hy het vir jou kom betaal en die prys was sy lewe. Hy het jou gekoop en nou is jy 'n slaaf van Jesus. Nou dis nie slegte nuus nie. Baie mense hou nie van die woordjie slaaf nie, so jy gaan vanoggend sien, dit is glad nie 'n slegte ding om 'n slaaf te wees van Jesus nie, maar jy bly 'n slaaf.
Ons is nie God nie, ons is nie almagtig nie. As jy nie meer 'n slaaf is nie, is jy God. Dan slaan jy die gitaar. Dan's jy in beheer, almagtig, alwetend, soewerein, alomteenwoordig. Net God is ewig en almagtig en alomteenwoordig. Ons is nie. Ons is slawe. En as jy dit in daai konteks vanoggend hierdie storie sien, gaan hierdie storie wat Jesus vir jou hierso deel, gaan jou baie leer van God. En gaan jy jouself op die regte plek kan posisioneer as jy jou Bybel lees op 'n konstante basis. So, jy's 'n slaaf, ek is 'n slaaf. Ons is almal slawe. Elke mens is 'n slaaf. Jy het nie 'n keuse nie. Jy is of 'n slaaf van sonde of jy is 'n slaaf van Jesus Christus wat jou gekoop het en met sy lewe vir jou betaal het. Sy bloed was die prys. Ons het selfs ons Bybel geherskryf omdat ons nie hiervan hou nie. En hom verkeerd vertaal. In sommige vertalings. Vanoggend praat ons oor die storie wat Jesus hier vir ons sê. Hy noem dit die profetiese rede, as jy, dit sal die opskrif wees in Markus, die profetiese rede, die getroue en die ontroue slaaf. Jesus, net om vinnig vir jou konteks te gee, Jesus is die laaste week van sy lewe, hy is in Jerusalem, dis Woensdag aand, hy sit met sy disippels teen die Olyfberg, hulle was elke dag in die tempel, het 'n klomp goed gebeur, kan nie alles herhaal nie, en hulle het hom gevra, wat gebeur in die eindtyd, en hy het sopas vir hulle alles vertel wat in die eindtyd gebeur, en toe vertel hy vir hulle 'n klompie gelykenisse, om vir hulle te sê, hoe dit gaan wees, op die aardbol, nadat hy opgevaar het hemel toe is, en sit aan die regterhand van God, voordat hy gaan terugkom aarde toe, waarvoor ons almal vandag nog steeds wag. Hoe gaan dit in daai tyd wees? So hy vertel vir hulle 'n storie. Nou gelukkig sit ek en jy aan die ander kant van die kruis. So ons het op hierdie stadium, as ons hierdie storie lees, baie meer begrip gehad, as wat Jesus se disippels gehad het. Hulle het nog nie eens lekker verstaan, dat hulle slawe is nie. Hulle het nog nie eens lekker die konsep verstaan nie. Hulle het nog nie eens verstaan, dat Jesus hulle gaan loskoop nie, want hier is nog voor Jesus se kruisiging. Ons sit aan die ander kant. So ons het so 'n bietjie van 'n groter prentjie as wat hulle gehad het. Hierdie goed het eers na Jesus se dood en opstanding en sy tyd wat hy nog saam met hulle op die aarde spandeer het en opvaar hemel toe. Toe het hierdie goed eers vir hulle begin sin maak. So leef jy 'n bietjie in hierdie storie in. En dis 'n gelykenis, dit het nie werklik hierdie gebeur nie. Dis om my en jou te verduidelik hoe dit nou werk terwyl ons wag vir Jesus. En dis wat jy aan moet dink terwyl jy hierdie storie lees. So Lukas het 'n bietjie meer uitgebreide weergawe van Markus se storie. So ek het Lukas hier in, ek het Matteus hier in en Markus se weergawe. En ons begin vanoggend met Lukas om vir julle te sê hoe Jesus dit vir sy disippels gesê. Hy sê wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand. So dit is sy raad vir my en jou wat wag vir sy terugkoms. Wees gereed. Heupe omgord beteken voordat jy iewers heen gaan, dan sorg jy altyd dat jy reg is om te gaan. Jy trek eers aan. So, sit jou belt aan, maak seker jy is reg om te gaan. Steek 'n lampie op as dit in die nag is, dat jy kan sien waartoe jy gaan, waartoe jy beweeg. Jesus sê, wees gereed. Nou daai wees gereed, wat Jesus probeer sê, waarvan praat hy? As toe ek in my huis groot geword het, en my pa het vir my gesê, ons gaan ry, dan sou hy gesê het, ons ry so laat. Dan het jy geweet, om gereed te wees, het alles te doen met die tyd wat jy ry. Die tyd wat jy ry, moet jy sorg dat jy aangetrek is. As dit in die nag is, moet jy maar 'n flitsie hê. Jou tassie moet gepak wees, jou padkos moet in wees, so laat, dan is ek gereed. Jesus het laasweek vir ons gesê, niemand weet wanneer daai tyd is nie. So wees gereed het niks te doen met 'n spesifieke tyd, wanneer Jesus sê wees gereed nie. Wees gereed is alles te doen met waar jy nou is en wat jy vandag doen, sou hy nou opdaag. Waarmee is jy nou besig? En waar is jy nou, as hy nou sou opdaag? Dis wat dit beteken. Is jy reg? Is jy omgord? Is jy lig? Het jy lig om te sien waar om te beweeg? Julle moet wees soos mense, daai is die nuwe vertaling. Hulle het die woordjie slaaf uitgehaal en mense ingesit. Julle moet wees soos slawe, is Jesus se werklike woorde, wat vir hulle eienaar wag, tot hy van die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak, as hy kom en aanklop. So ek wonder toe dadelik, maar hierdie bruilof, is ek nie genooi vir hierdie bruilof nie? Hierdie is nie die bruilof waar sy kerk verenig word met die bruidegom Jesus Christus nie. Hierdie is 'n gelykenis, is 'n storie om vir ons te verduidelik, dat die eienaar is weg, ons behoort aan Jesus Christus, hy is ons eienaar. En dit kan wees soos 'n troue. Daar was al mense weg gewees by die huis. Kinders weet gewoonlik hoe dit voel as hulle ma en pa alleen na 'n troue toe genooi is. Kinders nie welkom nie. Ons weet nie hoe laat kom hulle terug nie. Dis eintlik die
die konteks, die storie wat Jesus verduidelik. Hy sê, dis soos mense wat uit is vir die aand, of uit is vir 'n week, of uit is weg is, hulle het nie 'n tyd gegee wat hulle terug gaan kom nie. En hulle kan enige tyd terugkom, sodat jy dadelik vir hom kan oopmaak, as hy kom en aanklop. So sorg dat jy klere aan het, sorg dat jou liggie brand, sorg dat jy wakker is. Nou die Jode sou hierdie storie baie goed verstaan het. Hulle sou almal goed verstaan het waarvan Jesus praat, want daai tyd was slawerny nog baie sterk gewees in die wêreld, in meeste van die wêreld. Slawe was 'n normale ding, wat nie meer vandag so normaal is nie. Almal het hulle slawe by die huis gelos, hulle weggaan. Niemand het sleutels vir voordeur in hulle sakke rondgedra en sekuriteitsalarms en elektriese heininge en al die goed gehad om hulle huis op te pas terwyl hulle weg is nie. Daar was altyd mense. Jy sou by jou voordeur uitgegaan het en die deur sou oopgestaan het. Jy moes gesorg het dat hy oop is as die eienaar terugkom. So hulle sou hierdie prentjie baie mooi verstaan het. Sorg dat jy reg is. Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker ek julle, hy sal hulle aan tafel laat sit, self 'n voorskoot aansit en hulle kom bedien. Nou wat so goed is van daai gedeelte is, hierdie is die loon van 'n slaaf van Jesus. Die loon van 'n slaaf van sonde is dood. Maar as ek en jy 'n slaaf is van Jesus, sal ons aan sy tafel in sy huishouding plek inneem. Hy sal vir hom 'n voorskoot aantrek en hy sal jou dien. Paulus het vir die kerk in Kolossense hierdie geskryf, dis hoe hy dit vertaal het, Kolossense 3 vers 4. Hy sê, wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Want dit is die loon van 'n slaaf van Jesus. Hy is my eienaar, ek bly in sy huishouding, hy sê vir my waar ek moet wees, en hy sê vir my wat ek moet doen. Die vraag is dit waarmee ek besig is? Want as ek nie met dit besig is ek nie gereed vir sy koms nie. Baie mense sê, maar hoe weet ek wat wil die Here hê moet ek doen? As jy daai vraag vra, spandeer jy duidelik die tyd saam met hom nie. Dan lees jy nie jou Bybel nie. Dan bid jy nie. Dan is dit so onduidelik. Dit is glad nie onduidelik nie. Jesus het in Matteus 28 gesê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, verkondig die evangelie, deel met die mense die goeie nuus, dat jy nie meer 'n slaaf is van sonde nie, maar 'n slaaf is van Jesus. Sê vir hulle, jy's in sonde gebore en jy's vol sonde, en jou loon is die dood, maar daar's hoop. Hy het jou daai opdrag gegee. Jesus se disippels het nog eers hierdie opdrag gekry nie. Ek wonder wat het hulle gehoor, wat moet hulle doen en waar moet hulle wees as Jesus opdaag? Ons weet presies wat om te doen en waar om te wees. Ons weet sy wil vir ons lewe is dat ons hom sal ken. Dat hy ons hele lewe sal wees. Dat ons kruis sal opneem, ons self sal neerlê en hom sal volg. Ons weet ons moet vir mense die evangelie preek, ons moet hulle doop as 'n opdrag en ons moet hulle leer om Jesus se disippels te wees. Is dit waarmee jy besig is? En is dit waar jy elke dag van jou lewe jouself op fokus? Jy moet met jouself ten minste eerlik wees volgend. Jy is in sy huishouding en dit is wat sy slawe doen. Dis so hulle weet hulle is gereed. Hy sal jou verheerlik. Hy sal jou oplig tot waar hy is. Hy sal jou dien. Dis die uiteinde. Vandag is ons nog in 'n lyf, ons word deur hierdie moeilike wêreld geboelie, waar daar swaar en leed en hartseer en trane is en siekte, dorings en sweet. Uiteindelik sal ons weet waar hy is. En sal ons leef waar hy is. En is dit eintlik vir ons 'n ongelooflike voorreg om 'n slaaf van die Here te wees. Jesus sê, gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref. Selfs al sou hy eers om middernag of hanekraai kom. So vergeet van die tyd wanneer hy kom, want dit is nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor waarmee is jy besig en waar is jy wanneer hy opdaag. Johannes het dit so geskryf in 1 Johannes 3 vers 2. Hy sê, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. So dis wat kom, vir die wat gereed is. Maar dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom,
sou hy hom nie in sy huis laat inbreek het nie. So Jesus sê, hy lê net weer klem op hoe gereed ons moet wees. Hy sê, kom ons vat 'n voorbeeld. Jy slaap in jou huis, en daar gaan iets onverwags gebeur. Goed, wat gewoonlik onverwags gebeur is diewe wat inbreek. Want as jy geweet het wanneer hy kom, sou jy nie daar geslaap het nie, jy sou die sekuriteitsmaatskappy gebel het om in jou huis te slaap, en as jy geweet het, is voor die agterdeur, sê jy gesê, hy gaan by die agterdeur inkom. Jesus sê, dis hoe gereed ons moet wees. Dis hoe ons altyd moet fokus, elke dag van ons lewe, dat ons met onsself hierdie vraag vra. Waar is ek, en hoekom doen ek wat ek doen? Waarmee bemoei ek my lewe elke dag? Net jy kan daai vraag antwoord. Is jy besig met jouself, of is jy besig met die eienaar van die huis, en wat hy gesê het moet gebeur? Wees gereed. Ook julle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd, wanneer julle hom nie verwag nie. Dit gaan net skielik wees. Nou, Petrus het daar gesit en wonder, en Petrus vra toe 'n vraag, en ek gaan dit nou vir julle lees. En die rede hoekom Petrus hierdie vraag gevra het is, want hy het nie soos ek en jy insig gehad in Jesus se kruisiging en wat gaan gebeur in die kruisig nie, kruis nie, glo ek. En hoekom hy hierdie vraag ook gevra het, was om vir my en jou vandag perspektief te gee. Hy sit daar en hy luister na wat Jesus sê, en hy vra hierdie vraag vir Jesus. Hy sê, Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel of vir almal? Vertel hy nou hierdie storie net vir die 4 disippels wat nou daar by hom sit op die Olyfberg? En dit beteken net, hulle is die slawe in sy huishouding? Of praat hy van almal? Jesus het hom nie direk geantwoord nie, maar Jesus het hom geantwoord. Die antwoord is nee, hy praat nie net met hulle nie. Hy praat met almal wat tot by wedergeboorte gekom het, wat 'n begeerte het vir God en wat in sy huishouding bly. So hou dit in gedagte terwyl ons hierdie lees. Here, is dit net ek? Is dit net ons 4 of is dit almal? En Jesus antwoord hom toe nou nie reguit nie, maar so half op 'n vraag manier. Hy sê, hy gaan toe aan met die gelykenis. Hy sê, wie is eintlik die getroue en verstandige slaaf, vir wie sy eienaar oor sy ander slawe aangestel het, om hulle op tyd kos te gee? So Jesus sê toe, wie is hierdie slawe waarvan ek praat? En hulle het 'n verantwoordelikheid. Hulle kyk na my huishouding. Hulle sit die ligte aan en af, hulle sluit die deure oop en toe, hulle gee vir die ander mense kos, en daar is van hulle wat bo ander aangestel is, om vir mense kos te gee. So, enige plek waar jy jou Bybel oopmaak, of enige teologiese verduideliking vir daai skrifvers gaan soek, praat hulle van, dis mense wat in geestelike leierskapsposisie staan, wat God daar gesit het, want hy stel leierskap aan. Ons glo dit tot vandag toe. Hy stel leierskap in 'n land aan, hy stel leierskap in sy koninkryk aan. So dis enige iemand van 'n pastoor, of 'n dominee, of 'n priester, of 'n jeugleier, of 'n bedieningsleier, of 'n kerkraadslid, 'n ouderling, 'n diaken, enige geestelike leierskap, wat die opdragte uitvoer wat hy gegee het. Hy sê, wie is hierdie ouens? Dis die ouens wat getrou is, wat nie ophou nie, wat konstant is, wat op die regte tye altyd is, wat op die regte plekke is, wat besig is met wat ek gesê het moet gebeur. En hulle moet gee wat ander voer, die woord, dis hoekom ons die Bybel die woord van God noem, dis lewende brood vir my en jou om te eet, om te leer wie God is. Wie is daai ouens? Dis die ouens wat aanhou om met getrou te doen, sê Jesus. So hy praat hier van Petrus, hy praat hier van die 4 disippels, maar hy praat ook vir elkeen wat na hulle slawe van hom gaan word, wat in daai posisies aangestel word deur God. Wat op die regte tyd, so jy moet nie net kos gee nie, maar dit ook op die regte tyd doen. Dit is die slaaf vir wie sy eienaar by sy tuis kom, so aan die werk sal kry, gelukkig is hy. Hy gaan sit en hy gaan vir my 'n voorskoot aantrek, en ek gaan hom bedien. Net op hierdie noot, kom ons raak baie prakties. Ek weet ons is baie simbolies met hierdie storie vanoggend, maar hier's van julle wat hier sit en die Here het jou gekies en die Here het met jou gepraat en jy weet die Here druk op jou hart. En jy doen niks aan nie, dit is ongemaklik. Jy weet nie hoe nie, jy het allerlei verskonings. Hoe doen jy dit? Nee, ek weet nie of dit van die Here of van die duiwel afkom nie. Ouens, die duiwel gaan nooit vir jou sê om vir 'n volgende mens lief te wees nie, of vir iemand iets te doen uit die goedheid van jou hart uit nie.
of vir die goedheid wat God in jou geplant het nie. Die duiwel gaan nooit vir jou sê om 'n verskil in die wêreld te maak nie. Jy het 'n verantwoordelikheid met wat die Here jou gegee het. Is jy gereed? Is jy op die regte plek? Is jy besig met die regte ding? As jy tyd met die Here spandeer, sal jy weet wat jy moet doen. Jesus sê, dit verseker ek Here, hy sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Dis die toekoms vir sy slaaf. Wat gehoorsaam is, wat op die regte tyd op die regte plek is. Hy stel hom aanstel oor alles wat hy sit. Lukas 16 vers 10, waar Jesus hierdie woorde ook gesê het, wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar, en wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. As die Here jou nou kan betroubaar vind, 'n betroubare persoon, 'n betroubare slaaf vir God, is iemand wat opdaag en doen wat God sê. En ek kan jou waarborg, as dit jy is, gaan jy aangestel word. En as jy aangestel word, sal hy jou oor baie aanstel. Wat Jesus ook besig is om vir ons te sê, en ek het dit laasweek aangeraak, is dat ons is rentmeesters. Ons bly in sy huis en alles wat ons besit behoort aan hom. Jy mag dalk dink my bankrekening is vet en my eiendomsportefeulje is groot en my vakansies en my gemak. Jy weet, dis mos waarvoor ons elke dag leef. Ons is konstant besig om of 'n vakansie te reël of 'n visvangtrippie of salon of shopping. Gemak, dis die hooffokusse van enige menslike begeerte is om gemak te hê en gerief te hê en alles wat jou hart begeer te hê. So ons hou onsself die meeste van die tyd besig met daai goed. Die meeste van die tyd. En dan dink ons alles wat ons bymekaar maak as gevolg van al ons moeite behoort aan ons. En dan noem ons onsself Christene. Jy's 'n slaaf. Jy bly in sy huis, alles wat jy het uit sy hand uit en dit word vir jou gegee, nie net vir jou nie, maar vir sy huishouding. Vir die vooruitstrewendheid van sy koninkryk en sy huis. En dis waar sy slawe hulle self sien elke dag. Dis hoe jy oor jouself redeneer. En as jy oor min getrou is, sal hy jou oor baie aanstel. Maar as dit 'n slegte slaaf is, en hier kom ons by die slegte slawe. Hierdie mag dalk bietjie hard wees. Sal hy by homself dink, my eienaar bly lank weg. Die slegte slawe is daai mense wat gesê het, ek glo Jesus Christus het vir my gesterf aan 'n kruis. Ek het dit laasweek gesê, Matteus 14, het Jesus die evangelie verkondig en die saad is oral gegooi, van dit het op die pad geval, van dit het in die klippe geval, van dit het in die bossies geval. Mense het emosionele besluite gemaak vir die Here. Die son het opgekom, die bossies het gegroei en die bietjie lewe wat hulle beleef het verwrig en hulle is terug in hulle sondige mens. Dis mense wat nie regtig God vertrou nie, nog steeds eintlik die slawe is van sonde. Dis die slegte slaaf. Die slegte slaaf is een wat nie uitverkoop is nie lojaal is nie belangstel om op die regte plek die regte ding te doen nie, is meer behep met homself. Dis die slegte slaaf. Dis die slawe wat ons van ook kry in die kerk. Kerk's vol. Hy sê vir homself dink, jy voer gewoonlik 'n monoloog met jouself as jy 'n slegte slaaf is. Gesels met jouself. My eienaar bly lank weg. So jy vertel vir jou, ek dink nie God gee so baie vir my om nie. Ek dink nie ek wil eintlik iets met hom te doen hê nie. Ek dink ek weet beter wat ek nodig het. Dis die slegte slaaf. Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy denke is, so is hy. Dit Salomo gesê. Jy programmeer jouself om te dink wie jy is vandag. As jy wil kyk wie jy is vandag, hou bietjie net dop wat jy sê, wat jy doen, hoekom jy dit doen. Hou jouself dop. Die manier hoe jy dink is hoe jy leef. En as jy vir jouself 'n storie vertel en jy besluit om so te dink, dan gaan jou lewe volg. Jy weet belydenis om die Engelse woord repent of om te bely in die oorspronklike teks van Grieks is metanoia. Wat beteken om jou manier van dink te verander. Is om te bely en te sê ek het al die tyd verkeerd gedink. My gedagtes word verander en omdat ek anders dink, begin ek anders leef. En dis wat hierdie beteken. Hy het by homself gedink. My eienaar gaan nog lank weg wees.
So ek gaan leef soos ek wil dink, soos ek wil. Dan sal hy die ander slawe begin slaan en saam met die dronkaards eet en drink, want dis wat ons doen. As ons nie 'n slaaf is van God nie, is ons 'n slaaf van ons begeertes. Dan lieg en bedrieg jy mense en hulle kry seer op die einde van die dag. Want jy leef vir jouself. Survival of the fittest. Dit gaan oor my. En ek gee aandag aan al my begeertes, wat vir my laat ontspan en wat vir my lekker is in die lewe. Ek leef vir dit wat ek wil hê. Nou, dis nogal interessant, né? Hoekom moet maatskappye 'n inklok en 'n uitklokstelsel by die kantoor hê? As gevolg van sonde. Wat Jesus eintlik hierna verwys is integriteit. Dat jy is wie jy sê jy is. En dat jy doen wat jy sê jy doen. Aan die ander kant, jy moet vir jouself hierdie vraag vra, wie is jy as jy nie alleen is? Dis so snaaks as ons alleen is hoe die wiele afkom. Hoe ons eintlik vir onsself bewys waar ons elke dag leef en wat ons elke dag doen. Wanneer ons alleen is. Wat doen jy wanneer jy alleen is? Waarna gryp jy? Waarmee is jy besig? As jy alleen is. Julle weet die verlore seun storie? Het hy na sy pa toe gaan vir sy pa gesê, pa, gee asseblief my erfporsie. En hy het na 'n ver land toe weggegaan waar niemand hom ken nie. Hoekom? Want daar kan ek maak wat ek wil. Ek's alleen. Daar kan ek maak wat ek wil. Ek kan mense misbruik. Ek bedoel, Jesus het nog nie, hy sê eers môre aand vir sy disippels, hê mense lief soos ek julle lief gehad het. Hy het dit nog eers vir hulle gesê nie. Hy het nog nie vir hulle gesê, jy kan nie met 'n volgende mens maak wat jy wil nie. Hy sê jy leef en jy gee nie regtig om dat jou onverantwoordelikheid afsmeer op die mense die naaste aan jou en dat jy hulle seer maak nie. En dan vergryp jy jouself aan al die leebeloftes van die wêreld. Bevredig net jou begeerte en jy sal gelukkig wees. Dis die slegte slaaf. Met ander woorde is eintlik 'n ongelowige ou wat homself voorhou, ek is 'n Christen, in die tussentyd is jy nie. Die eienaar van daardie slaaf sal op 'n dag kom, dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur, wat hy nie vooraf weet nie. Dit sal vir jou net so onverwags wees soos die goeie slaaf. Waar gaan jy wees? En waarmee gaan jy besig wees, wanneer hy opdaag? So kom ons raak regtig baie erg konfronterend vanoggend. As Jesus nou moet opdaag, dit sal briljant wees, ons is almal vanoggend in die kerk. Hy kan nou kom. Volgende Sondag reën dit so liggies buite. Jy het Saterdag aand te laat gewerk. Ag, wie's nou lus vir kerk? My duwy is vanoggend baie lekkerder. En hier daag Jesus op terwyl jy in jou bed lê. Jesus, ek's moeg. Besig om gemaklik te wees. Die son skyn, vir die eerste keer in 3 weke kan ons weer golf speel, Sondagoggend. Jesus opdaag, ek's op die golfbaan. Geleentheid om die Here te prys, ek speel golf. Of jy sit in jou kantoor en jy bemoei jouself met jou vakansieplanne en daar staan mense wat vir jou werk buite jou deur, wat nie weet hoe hulle môre gaan asemhaal nie, soveel moeilikheid het hulle. En jy het nie 'n saak nie, want jy betaal sy salaris, hy moet sy mond hou en sy werk doen. En Jesus daag op. Jy moet vir jouself, ten minste met jouself eerlik wees. Waar gaan jy wees as Jesus opdaag? Ek gaan by Woolies wees, besig om te shop. In die spa, ek gaan onder die sonbed lê. Ten minste as ek brein, as hy terugkom. Jy moet vir jouself hierdie vraag antwoord. Sê ek, daar's iets fout daarmee, ouens, ek sê nie vanoggend, jy mag jy ontspan, jy mag jy jouself geniet nie. Ek sê, jy moet ten minste net in jou binnekant met jouself eerlik wees, waarmee is jy elke dag besig? En waar is jy elke dag, en hoekom doen jy dit? Oor wie gaan dit? Luister, wat is die slegte slaaf se loon? Dan sal sy eienaar hom laat doodmaak, inteendeel, in die Engels sê dit, hy sal hom stukke laat sny, en om die lot van hygelaars laat deel. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Nou daai hygelaars is dieselfde lot van sondaars. Dis mense wat nooit gered is nie, of die fariseërs wat geleef het in Jesus se tyd, wat hulle bo blink en onder stink was. Hulle het God bely, maar hulle was alsbehalwe goddelik.
'n hygelaar is 'n tweegesig. Ek gee iets voor wat ek nie is nie. En jou lot is dieselfde as enigiemand wat hel toe gaan, waar 'n geween en 'n geknars van tande is. Ouens, ek het einde laas jaar 'n ou gesaad wat voor my kom sit het, wat deur 'n moeilike tyd in sy lewe is en waar goed gebeur het wat hy nie verwag het nie, wat gehuil het en geknars het op sy tande, terselfdertyd terwyl ek met hom gepraat het. Hy het gesukkel om asem te haal. Op sy tande geknars van woede en gehuil van hartseer. Ja, ek weet nie, party mense dink, ek gaan eerder saam met my drinking buddies hel toe. Klink lekkerder. Daar sal nooit 'n oomblik wees waar jou dors geles word of enige begeerte bevredig word daar nie. Daar sal nooit 'n oomblik wees waar daar ooit enige verligting sal wees tot in ewigheid in jou lewe nie. En dan leer Jesus ons nog, daar's vlakke ook van erger straf, behalwe dit. Lukas het hierdie stukkie bygeskryf. En daardie diensknegt wat die wil van sy Heer geken het en nie klaar gemaak het of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slaag geslaan word. So hier praat Jesus van 'n ou wat geweet het, soos 'n geestelike leier, wat God wil doen. Hy het die moeite gedoen om God te ken. Hy het die moeite gedoen om te weet wie is God en wat wil God gedoen hê. Hy het die moeite gedoen om te weet waar hy moet wees en wat hy moet doen. En toe besluit hy, ag, my eienaar gaan nie kom nie. Hierdie is 'n te hoë prys vir my om te betaal. Ek gaan leef vir my eie gemaak. Ek gaan my verantwoordelikhede nalat, wat ek weet ek het. Jy het 'n erger pak slaaf wat vir jou wag. Ek dink hel is klaar so erg, ons kan dit nie eers indink nie, en dan is daar nog 'n erger pak slaaf ook. Maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat slaaf verdien, met ander woorde, nog 'n slaaf, wat gesê het ek is 'n Christen, maar vir homself geleef het, sal met min slaag geslaan word. So daar's vlakke van straf in die hel. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. En daai stelling, voel ek is nogal baie belangrik vir elkeen van ons wat hierso sit vanoggend. Elkeen van ons is 'n mate toegedeel. Elkeen van ons het iets in ons hande, en alles wat ons het is genade. Ons verlossing van ons sonde, die feit dat ons gekoop is en dat ons sy slawe is, die feit dat ons hom kan bely, dat ons sy liefde en sy teenwoordigheid en sy leiding in ons lewe, dat ons hom kan ken, dat hy ons kan dien, is 'n voorreg, is genade. En alles wat ons het, die kinders, die lewe, die meubels, die karre, die huise, die fisiese goed, die geestelike goed, die emosionele voorsiening wat hy vir ons gee, die versorging wat hy vir ons gee, die genesing wat hy vir ons gee, alles kom uit sy hand uit, en vertrou hy jou om dit te bestuur. En hoe meer jy het, hoe meer is jy verantwoordelik. En hoe minder jy het. En weet jy wat statistiek het bewys in die wêreld? Dis net so interessant. Statistiek het oor en oor bewys, dat mense wat minder het, gee meer as mense wat baie het. Want hoe meer ons het, hoe meer voel ons moet ons daaraan vashou, want wat as ek dit verloor? En hoe minder ons het, hoe meer dink ek, ag, ek het nie regtig iets nie, hierso. Ek sal weer 'n plan maak om dit in die hande te kry. Jy moet jouself vra, wat maak jy met wat God vir jou gegee het? En as jy 'n verhouding met hom staan, gaan jy daai prys, dit gaan jou 'n prys kos om met hom in daai verhouding te staan. Maar ek sê vandag vir jou, om jou vertroue in Jesus Christus te hou, se beloning is ook vir my en jou ontoereikend. Ons kan dit nie eers indink hoe groot dit gaan wees nie. Om aan 'n tafel te sit en Jesus se voorskoot aan te sit en jou te bedien en jou te verheerlik tot waar hy is. Hierdie wêreld trek in Engels 'n veil oor ons oë, dat ons begin inkoop in 'n leuen, dat ons moet vir onsself leef en ons moet onsself beskerm en ons moet onsself by mekaar hou. In die tussentyd is dit hy wat jou lewe in die holte van sy hand hou. Hy hou jou aan die lewe. Hy weet wat jy nodig het. Jy's in sy huishouding. Jy behoort aan hom. Hy sê jou nooit los as jy naby aan hom bly nie. Nooit. Hy gaan altyd na jou kyk. Wat maak jy met dit wat in jou hand gesit het? Weet jy het baie gekry? Weet jy is verantwoordelik? Wend jy dit aan? Wat leer ons by Jesus in hierdie storie vanoggend? Nommer 1. Om gereed te wees het niks te doen met wanneer hy kom nie, maar als met waar ons is en wat ons doen op daai oomblik. Dis hoekom ek elke dag van my lewe stilte tyd hou. Om myself hierdie vraag te vra.
Waar is jy, Hannes? En hoekom doen jy dit? Is wanneer ek my oë toemaak as ek bid en ek sê, Here, hier is my hande. Mag hulle vandag doen wat U wil hê hulle moet doen. Hier is my oë, mag ek kyk waar U wil hê ek moet kyk. Hier is my ore, mag ek luister na wat U wil hê ek moet luister. Hier is my voete, mag my voete beweeg waar U wil hê hulle moet beweeg. Here, ek is oorgegee. Help my, lei my, deur die Gees, gee my die krag om U slaaf, getroue slaaf te wees, om my vertroue nie in U te verloor nie. Mag ek op die regte tyd op die regte plek wees as U onverwags opdaag. Dis hoekom jy stilte tyd hou, om jou op die pad te hou. Want glo vir my, die wêreld gaan vir jou roer. Net jou vriendekring en die kinderstories en sosiale media en wat die besigheidswêreld in jou verkoop, gaan vir jou van koers afhaal. Jy sal nie eers weet nie, dan is jy lankal van koers af. Ons het nodig om koers te hou. Nommer 2. Gereddes is sy slawe, wat saam hom verheerlik sal word. Dis vir ons goeie nuus om te hoor, ons is sy slawe. Dis 'n slawerny wat ons nie ken in die wêreld nie, en die wêreld het ons net 'n slegte koneksie met dit. Om 'n slaaf te wees van Jesus is die plek waar ons almal graag wil wees. Dis 'n voorreg. Om jouself te dien is 'n fout. Dit is om in sonde te leef, om vir jouself te leef. Hannes, ek lieg nie, ek steel nie, ek gebruik nie verslawingsmiddels nie, ek slaap nie rond nie, ek sondig nie. Maar ek doen net wat ek wil. Ek kyk net na my huis. So nou en dan sal ek iets hier aan die kant vir iemand anders doen. Ek werk sodat ek 'n inkomste het dat ek kan veilig voel. Jy word geregeer deur jou sonde, deur jou begeerte om jouself te bevredig. Die loon daarvan is dood. Daar is vlakke van verantwoordelikheid by God. Wie meer het, word meer van verwag. Wie minder het, word minder van verwag, want jy het nie om nog te gee nie. Daar's baie van ons wat vanoggend hierso sit, wat sit op 'n bron van hulpbronne. Ons sit op 'n hoop hulpbronne, wat jy kan aanwend vir God se koninkryk. Wat maak jy met dit? Vir wie dien dit op die einde van die dag? Ek kan nou baie prakties raak en eenvoudige voorbeelde gebruik. Ek het 'n bus, hy moet net my huisgesin rondry. Ek gaan nie iemand anders rondry. Veral nie kerk toe op 'n Sondag nie. Ek gaan nie my goed beskikbaar stel vir die Here se werk nie. Dis 'n stupid voorbeeld. Maar kan aanhou, jy het kontakte, jy het mense wat jy ken, jy het goed wat jy kan doen, goed wat jy self kan doen. Hoe meer jy het, hoe meer is jy verantwoordelik. En jy kan miskien jouself oortuig en met jouself 'n monoloog voer en vir jouself vertel, ek hoef nie. Maar as jy effektief kan wees in sy huishouding, hoekom is jy nie? Jy moet jouself konfronteer met daai vraag. En laaste, daar is vlakke van straf in die hel. Jy kan dit ook gaan opswat as jy wil. Ek het nie vanoggend dit uit my duim uitgesuig of is my verstaan van my skrif daai nie. Oral waar jy dit opswat, as jy kyk na die oorspronklike teks, is dit waarna dit verwys. Daar is vlakke van straf. Dit is goed om dit net te weet. Die hel is waar God se wraak uitgegiet word, 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week. Maar daar in die hel is nie tyd nie. Dis 'n ewigheid. Die hel is werklik. En dis wat dit sonde verdien. Maar jy is gekoop. As jy vandag hier kan sit en gesê, hy het my kom loskoop en het sy lewe gekos. Hy het my kom oortuig, ek het hom nodig, ek het gebely. Ek het voor hom kom staan, ek is daagliks bewus van my lyf en wat hy als wil aanvang en my eie selfsugtige begeertes, maar ek kies die gees van die Here om my te lei. Ek kies om myself neer te lê en op te staan en hom daagliks te volg. Ja te sê vir hom, nee te sê vir my lyf. Jy het nie 'n probleem met jou sonde gehad voordat jy nie bekering beleef het nie. As jy vandag 'n Christen is, behoort dit vir jou 'n probleem te wees. Dit is 'n konstante battle waarin ons elke dag is. Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie
praktiese, werkbare woord waarmee ons elke dag kan leef. Dat U ons bemoeienis met ons maak om ons te leer, en ons te waarsku en ons te rig. Here, gee ons die krag deur die Heilige Gees om nie hierdie monoloog met onsself te hê en onsself te oortuig dat ons is belangrik nie. Maar dat ons oë gefokus sal bly op U. Dat ons U sal soek met alles in ons. Dat ons sal wees wat U ons wil hê en dat ons sal doen wat U wil hê moet gedoen word. Here, vergewe ons vir ons selfsug. Dankie Here vir U teenwoordigheid. Dankie dat U getrou en lankmoedig en geduldig met ons is. Here, ons bid dat U geloof op die aarde sal vind as U opdaag. In die naam van Jesus. Amen.